So vanoggend, as ek nou 'n tema kan gee vir my preek, oor hoe fancy is ek met my tema, sou ek eintlik net sê is, vertrou God se proses. Okay. So ek wil vanoggend net 'n paar Bybelse karakters met jou deel. Dis nie net ons wat deur storms gegaan het nie, inteendeel dink ek, baie van hulle het deur baie dieper en erger storms gegaan. Maar elke keer het God die uitweg gebring en die oplossing gegee. En was hy daar gewees. So die eerste persoon wat ek bietjie oor wil gesels is Abraham en Sarah. En ek gaan vir julle skrif gee. So as jy 'n tydjie kry, gaan lees dit, want dis te veel hoofstukke om te lees. So ek gaan net vir jou sê waar dit staan. So as jy wil, as jy meer as welkom om dit neer te skryf en dit net later te gaan bestudeer by die huis. Maar Abraham en Sarah se storie is van Genesis 11 tot by Genesis 25. So can you imagine as ek alles moes lees? Dit het baie lank gevat het. Maar as jy bietjie wil gaan Bybelstudie doen daaroor, is jy meer as welkom om dit neer te skryf. Nou, Abraham en Sarah se uitdaging, nou ek dink hulle het baie gehad, was juist dat hulle 'n belofte gehad het van die Here gaan vir hulle 'n kind gee. En hulle was baie oud gewees voordat daai belofte actually eers in vervulling gekom het. Maar die les wat ons daaruit leer uit hulle lewe is dat God se beloftes neem soms tyd. En dit is nie altyd ons tyd nie, want God se tyd en ons tyd is nie altyd dieselfde tyd nie. Maar hy bly getrou. Want selfs wanneer jou omstandighede onmoontlik lyk, waar jy voel, maar ek kan nie, Here, ek word nie swanger nie, en ek is nou al 'n ou vrou en iets beloof en dit gebeur nie, sê die Here, my tyd is die regte tyd. Dan as ons bietjie gaan kyk na Josef se lewe, dis in Genesis 37 tot by Genesis 50, was sy uitdaging gewees dat tot sy broers het hom verraai. Hulle het hom verkoop as 'n slaaf. So Josef se broers het hom verraai. Hy het verraad ervaar. Hy is deur slawerny, hy was 'n slaaf gewees. En hy was in die tronk gewees. So sy journey was taaf gewees. Maar weet julle wat het gebeur? God het geweet dit moes gebeur, want hy was besig om agter die skerms te werk vir dit wat vir Josef moet uitspeel op die ou einde. So swaar kry is partykeer deel van die proses van God se groter plan in ons lewens. Die volgende enetjie wat ek net vinnig wil aanraak is Dawid. Nou in 1 Samuel 16 kan jy gaan lees van Dawid se lewe. En sy uitdaging was dat hy vir baie jare moes vlug vir sy lewe. Want koning Saul wil hom doodmaak. Kyk, hy het hom baie lief gehad as hy vir hom harp gespeel het. Maar as hy nie vir hom harp gespeel het nie, dan was hy vir sy lewe uit, hy wou hom doodmaak. Want hy was van bedreiging, want geweet God het 'n plan vir sy lewe. So hy moes vir jare lank, moes hy vlug, om van koning Saul af weg te kom, voordat hy op die ou einde 'n koning kon word. Nou, daar's baie lewenslesse uit Dawid se lewe uit, maar weer eens, hy moes vertrou op God se tydsberekening. En hy moes probeer om dit nie self te forceer nie. Die oomblik as ons iets self forceer, dan werk dit nie uit nie. En weet julle wat, dan werk ons proses partykeer bietjie langer as wat dit eintlik moes, omdat ons dit in ons eie hande vat. Die volgende enetjie wat ek net so vlugtig oor wil praat is Moses. Nou, Moses se storie is ook 'n lang storie en dit begin in Exodus 2. Nou as jy dink, om die Israeliete te lei vir 40 jaar deur 'n woestyn, te midde van die voortdurende klagtes en die hitte en die ongemak en al hierdie dinge, dit is verskriklik gewees het, want hulle sê, as hulle eintlik net die roete gedoen het soos wat hulle moes, wat dit baie korter gewees het as 40 jaar. Maar God het weer 'n plan gehad. God se proses sluit partykeer in dat ons voorbereiding moet deurgaan vir wat moet kom. Dat ons dalk 'n bietjie geduld moet leer vir dit wat kom. En dat ons gaan moet volhard vir die proses wat kom. Dan in Hanna se lewe, in 1 Samuel 1 en 2, was haar grootste uitdaging dat sy onvrugbaar was. En sy het hierdie diep emosionele pyn gehad, want sy kon nie verstaan hoekom die Here nie vir haar kind wou gee nie. En
die les wat ons uit haar proses uit kan leer, dat as ons volhard in gebed, en ons het 'n oorgawe wat ons vir God gee en sê, Here, hier's ruimte vir U, kom en kom gryp in, dan sal hy dit doen. So daai volharding om aan te hou bid en God net te vertrou, was haar deurbraak gewees, om op die ou einde uit te kom door God. Vir dit wat God vir hom wou gehad het. Die volgende persoon waaroor ek graag ietsie wil deel is Maria, die moeder van Jesus. Ek dink nie dit was vir altyd maklik geweest nie. Nou haar stukkie is vanaf Matteus 1 tot by Handelinge, want sy was deel van die hele proses met Jesus, hoe hy groot geword het, hoe hy saam sy disippels gestap het, by die kruisiging, by die graf, sy was deel van sy hele lewensproses. En haar grootste uitdaging was dat sy hierdie wonderbaarlike swangerskap het, maar wat haar reputasie in gevaar gestel het. Want nou is sy swanger, sonder dat sy getroud was, so dis skande, hoe kan jy swanger wees? Jy is nie eens getroud nie. En daai was 'n groot ding, dink ek, in haar hart. Maar weet julle wat? Sy het vir God ja gesê. Sy het gesê, ja God, ek weet hierdie gaan moeilik wees, maar ek weet U plan is groter as wat my vrees is. So die Here het daar vir haar so mooi openbaring gemaak, en ek dink dis hoekom sy ook Jesus so gedruk het om wonderwerke te verrig. Dis hoekom sy gesê het, kom Here, kom, jy kan mos hierdie water verander in wyn. Sy is die een wat hom aangepoor het, want sy het geweet wat hy kan doen. Maar die mense het dit nog nie gesien nie. So, en daai oomblik, toe God, of toe Jesus die wonderwerk doen, en hy verander die water in wyn, toe is sy geredeem. Want hier het sy 'n verlosser. Hierso het nou uitgekom, hoekom sy eintlik Jesus gehad het, want hierdie wonderwerk gebeur, en sy is vrygeskeld van hierdie reputasie wat sy gehad het. So, die Here het 'n plan, en hy het 'n proses, en dit is nie altyd maklik nie, but it's worth it. Okay, Job kan jy gaan lees in Job, die hoofstuk, is nie so groot boek nie, maar Job se lewe, hy het soveel verlies gehad, hy het alles verloor. Hy het sy mense verloor, sy gesin, hy het sy geld verloor, hy het siekte gekry. So oral het hy soveel dinge aanslag gekry, maar weet julle wat? Hy het God vertrou, nie net op dit wat hy sien nie, maar op wat hy geweet het wie God is. Dis hoekom die Here vir hom 'n deurbraak kon bring. Al het mense hom gespot en gesê, maar waar is jou Here? Hoekom is hy so siek? Nee man, los hom. Gaan ek aan met jou lewe. Want hy het alles verloor. Maar omdat hy geweet het wie God is, het God vir hom baie meer teruggegee as wat hy ooit gehad het. You just need to trust the process. Ons het nodig om vas te hou aan die proses en dat God daar is. Dan Paulus se lewe, sorry, dis nou baie karakters, maar Paulus se lewe is in die hele boek van Handeling. En sy uitdaging was dat hy vervolging ervaar het en gevangenis gehad het en swaar kry gehad het. Maar weet julle wat, dat God selfs in daai omstandighede gekom het en daai lyding wat hy ervaar het gebruik tot sy eer. Hy was in die tronk en hy het gesing en die kettinge het losgekom. En daai ouens wat daar was, selfs die wagte het tot bekering gekom as gevolg van die lyding wat hy moes deurgaan. So partykeer moet ons ook lyding in ons lewe deurgaan. Maar God bring die mooi daar uit om vir ons te wys, it's worth it. Okay, en dan absoluut, die grootste een van almal is Jesus Christus. Daar's baie van Jesus wat hy deurgegaan het en hy het baie dinge ervaar en sy journey was tough. Maar ek dink die mees uitdagendste een wat hy moes gedoen het was die kruisiging gewees. Want hy het besef, daar's 'n oomblik wat God heeltemal van hom moes onttrek en sy gesig wegdraai van hom, sodat dit die proses kon voltooi word. So wat is daar, wat ons uit sy lewe uit leer is, volmaakte gehoorsaamheid. Die woord sê hy was gehoorsaam tot die dood toe. Hy was gehoorsaam teenoor God tot die dood toe. En hy het in God vertrou, selfs in sy grootste lyding.
Hy het geweet dit moet gebeur, maar ek dink dit moet baie taaf wees, veral as jy weet. Ek vat eerder iets wat ek nie weet nie, as dat ek weet wat gaan gebeur en ek moet nou hierdie goed hanteer. So dit was so mooi, dat God daai proses gebruik het, ewen waar dit begin het, soos ons gepraat het van Palm Sondag, waar die mense hom aanbid het, vir hom palms geswaai het, vir hom baadjies neer en kleed op die vloer neergegooi het, en hoe hy in humility, in 'n donkie daarin gery het, en besef het, hier begin my journey nou, dis God se plan vir my, dis nou die finale stap van die proses. En waar het opgelei het tot by die kruisiging, waar hy gesterf het, maar waar hy in die hel ingegaan het, en die doods sleutels gaan haal het, en gesê het, daar sal oorwinning wees, en waar hy weer vir ons opgestaan het. En weet julle wat, sy proses maak, dat ons vandag kan lewe, en dat ons ewige lewe kan hê. Nou, as ek vandag vir jou moet vra, wat is jou storie, of wat is jou uitdaging, dan dink ek is al baie van ons wat 'n storie het. En baie van ons sit partykeer nou in ons uitdaging, of in ons storm, of in ons probleem. Maar ek wil vir jou sê, besef net dat God is besig met 'n proses. En ons moet hom net vertrou in hierdie proses. Want ek beloof jou, aan die einde, as jy deur dit is en jy gaan terugkyk daarna, sal jy besef, dit was God se hart, of dit was God se plan, of dit was God se doel. Uit hierdie mense se lewens kon ons sien, God het 'n tydsberekening wat perfek is. God het iets wat ons moet deurgaan, wat ons vir voorbereiding moet gebruik. God moet ons dalk leer om geduldig te wees. Ons moet dalk leer om te volhard in gebed. Ons moet dalk ja sê vir wat God wil hê ons moet doen. Ons moet hom vertrou en ons moet kan gehoorsaam wees, selfs tot die dood toe. So, ek het nie baie meer om vir julle te sê nie, maar ek wil graag vir julle 'n videoetjie speel wat ek gesien het, wat my hart so getref het. En dis waar die Here die saadjie kom wakker maak het oor vanoggend se preek van om sy proses te vertrou in jou lewe. Nou, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. Hierdie gaan oor Noag en toe hy die ark moes bou. So ek weet nie of almal mooi kan sien nie. Ek wil vir julle graag lees wat daar staan, want ek's bang julle daar agter gaan nie kan sien nie en dan sal ons gesels daaroor. So terwyl die video speel, gaan ek net vir jou die opskriffies lees, dat jy net mooi kan hoor waaroor dit gaan. Everyone thinks that the scariest part was to build the ark, but they're wrong. It was the design. God gave Noah the exact measurements, the exact wood to use and how to seal it perfectly. But something was missing. There is no steering wheel. The ark was built to be steered. Wasn't built to be steered. It was only built to float. Noah wasn't the captain, he was a passenger. God was the one in control. And maybe that's the lesson for us. Sometimes we keep trying to steer what God already promised to carry. Trust the one who designed the ark. En ek wil net vanoggend afsluit met hierdie gedeelte. Daai het my hart so getref. Want ek sê, Here, hy bou hierdie ark presies soos wat U dit wil hê. Dit was rof, want daar was nooit, dit was droogte, daar was nie reën nie en almal lag vir hom en hulle spot hom. Maar hy bou en hy seël en hy kry die diere en ek dink daai was 'n mission op sy eie. Kry al die diere in. En God seël die ark en hier is hy net 'n passasier in die ark. Want God was die een wat die boot gestuur het. En partykeer het ons net nodig om God toe te laat om ons boot te kom stuur. Te sê, Here, ek is bereid om hierdie werk te doen. Ek is bereid om hierdie proses te doen, maar kom U net en kom stuur U dit soos wat U die nodig vind. En op die ou ende sal die mooi ook daaruit kom.